Amen. So as jy maak so lank jou Bybel oop by Jesaja 53. Ons ken die geskrifgedeelte baie goed. Hoe jy behoort te ken. As jy dit nie ken nie, is al fout. Behalwe as jy 'n nuwe Christen is, kan ek verstaan. Maar as jy nou jare die Here dien, dan behoort jy hierdie skrif te ken. Nou, ek wil, ons gaan vanoggend praat ons nou, soos ons tema van hierdie naweek gaan, gister was die lewe van Christus, vandag praat ons oor die dood van Christus, en dan môre praat Dion oor die opstanding. En ek wil hê ons moet verstaan dat die kruisiging is nie net die lewe van Christus, die evangelie is nie net die lewe van Christus nie. Die evangelie is nie net die dood van Christus nie, en die evangelie is nie net die opstanding van Christus, dit is 'n samevatting van al drie, om te verstaan en te weet wat se groot prys die Here vir ons betaal het, om ons los te koop. So vanoggend gaan ons meer praat oor die, 'n prediker het iets gesê rukkie terug, wat vir my verskriklik sin gemaak het, wat dit is, en toe verstaan ek eintlik myself beter in die manier wat ek preek. Hy sê all the years I've been more focused on the implication than the application. Because if the implications are understood and revealed and weet, as dit ten harte geneem is, if the implication is revealed to the heart, as die mens weet wat die implikasie is, dan sal die applikasie van self kom. Te veel predikers, te veel keer is ons so besig om vir mense te probeer te vertel hoe om reg en verkeerd. Nee, dit is nie ons werk nie. Ons werk is om die evangelie te preek, en die Heilige Gees is die een wat oortuig en wat die gewete vrede gee of nie vrede gee nie. Is dit nie so nie? So of jy het vrede met God in jou gewete, in jou hart en in jou gemoed, of jy het nie. So vanoggend wil ek nog kyk na die betekenis van die dood van Christus, die implikasie daarvan. Want as jy die implikasie verstaan, weet jy wat sê Jesus? Jesus het ook gepreek oor implikasie. Hy het gesê, as jy my liefhet. Die implikasie is, as jy my liefhet. Wat is die applikasie? Sal jy my gebooie bewaar? Dis logika. As ek sê ek is lief vir my vrou, gaan ek haar met respek en liefde hanteer. Nee, is dit nie so nie? As ek sê ek is lief vir my kinders, gaan ek mos nou doen wat reg is en hulle groot maak in die weë van die Here. As ek sê ek is lief vir iemand, dan kan ek mos nou nie net iemand los, broer of 'n suster wat in nood is nie, ons moet mos help, is dit nie so nie? Die Here Jesus self sê, wat help dit, of in Jakobus sê dit, wat help dit jy sê vir daai persoon, gaan, wees vol, wees gevoed, wees gekleed, hulle is naak en honger, maar jy gee nie wat hulle nodig het nie. So die implikasie is, as jy ware geloof het, dan is die applikasie kom van self, dan sal jy die regte werke hê. As jy sê jy het ware geloof, dan wat dan? Dan het jy ware vrug. Maar as jy net, as jy dit net profess en jy het nie ware geloof nie, dan gaan jou vrug jouself weggee. En ons is so gefokus op die applikasie, dat ons nie altyd sien, jy weet, ons probeer op hierdie hamsterwheel, ons as mense wil ons ook goed van buitekant af binnekant toe regmaak, is dit nie so nie. Maar die Here werk nie so nie, hy werk met die hart.
As jy 'n boom se wortel afkap, wat gebeur met die boom? Hy gaan dood. Net so is dit wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis. Hy het eens en vir altyd met die probleem van sonde kom deel. Hy het met dit afgehandel. So Jesaja 53 gaan sommer van vers 1 af lees, dat ons sommer 'n hele stukkie lees. Hy sê, wie het geglo wat aan ons verkondig is? Vandag se dae vra ek myself baie daai vraag. Ons preek baie dinge, ons preek baie keer vir baie verskillende mense, dan vra ek myself die vraag, glo die mense dit wat ons preek? Vat hulle dit regtig ten harte? En dan partykeer moet ek myself die vraag vra, Dien, glo jy self wat jy preek? Vat jy dit self ten harte? Maar hy sê, wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Dit is Jesus van wie hy hier praat. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Gister het toe Martin preek oor, hy sê het gekom, die woord het vlees geword en onder ons kom woon in Johannes en hy sê hy het na sy eie toe gekom, maar sy eie het hom nie geken nie. Hy was verag. En weet jy wat is die tragedie van hierdie ding? Ons wil vingers wys na ander mense toe. Maar hy sê, ons het hom nie geag nie. Ag jy die Here Jesus in jou lewe as belangrik, as die hoogste prioriteit. Ek weet, daar was 'n tyd in my lewe wat ek hom ook nie geag het nie. Wat ek ook my gesig verberg het en weggesteek het, wat ek nie na hom toe in sy rigting wou kyk nie, wat ek nie sy oë wou sien soos Petrus, toe hy opkyk, toe sien hy die meester vir hom staan en kyk, toe hy hom verloon nie. Ek was daai mens. Hy sê, en hoor, jy sien, dit is die wonder van die evangelie wat hier deurkom, en as jy die openbaring daarvan kry, my broer en my suster, hoor wat ek vir jou sê, verander jou hele lewe, so luister mooi, dan kom daar een woordjie wat alles verander, en hy sê, nogtans. Weet jy wat beteken nogtans? Ten spyte van jou sondige hart, ten spyte van dat jy jou gelaat verberg het, ten spyte van dat jy hom verag het en jy het hom nie geag nie. Ten spyte van dit. Ten spyte van die feit, dat kom ek vir jou sê, 99% van ons wat hier sit, sou saam met die skare uitgeroep het, ja, kruisig hom, kruisig hom. Gee ons Barabbas, kruisig hom. Jy sien, dit is waar die verskil in kom van die kind van die Here, wat die openbaring het van die evangelie, hy verstaan dat hy is daardie mens. Moet dit weer beklemtoon. Maar hy sê nogtans, ten spyte van, het hy ons krankhede op hom geneem. Wie dit gedoen? Hy sê nogtans, wie het hy? My oupa het altyd gesê, my pa kan my uitdra, my oupa het altyd gesê, my seun, julle lees die Bybel, maar julle lees hom nie reg nie. Hy sê, julle lees hom soos 'n storie, julle rammel dit af. Hy sê, maar luister, kyk jy na die woorde. Hy sê, bepeins jy dit wat jy lees, het hy altyd gesê. Bedink jy dit? Hy sê, lees hom my seun, sit hom neer, bepeins hom, hy sê, tel hom weer op en lees hom weer.
Hy sê nogtans het hy sy krankhede op hom geneem. Hy ons krankhede. En ons smarte. Die het hy gedra. Past tense. Geneem, gedra. That's the implication. That's what he did for you and me. Die het hy gedra, maar ons het hom gehou. En ek's wonderlik hoe Jesaja hier skryf, hy sê, maar ons. Hy include homself in dit. Hy hou homself nie skynheilig nie. Ek sou dit nie gedoen het nie. As ek daai tyd geleef het, sou ek nie die Here Jesus verloon het nie. Jy lieg. Jy het hom vandag verloon. Jy het hom gister verloon. Elke keer wanneer ons die sonde kies bo hom, verloon ons hom. Maar nogtans het hy die werk gedoen. Want hy het geweet, ons kan nie. Hy sê, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Dan sê hy, maar hy is, terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons moet besef dat Christus het in ons plek gesterf. Hy was 'n plaasvervanger. 'n Substitution. Wie weet, ons almal kyk rugby en sport. En ons wat baie langs die sportvelde is met kinders, weet as hulle beserings kry. Kom ek vir sê, die terribelste ding op 'n rugbyveld is wanneer daar net genoeg spelers is om iets span op te maak en hulle kry 'n besering en daar's geen plaasvervanger nie. En as Johan agter ek en hy was baie al langs die rugbyveld. En dan die ouers is nie committed nie en ons sien al hierdie dinge en die kinders kom nie by die oefeninge uit nie en dan as ons opdaag op die dag om te speel is 5 van die ouetjies nie daar nie en dan sit daar net genoeg ouetjies op die veld en dan kry een seer en dan nog een seer en dan speel jy met 13 manne. En dan raak die game net moeiliker. En die las raak net groter. Jy sien, maar Jesus is die plaasvervanger van alle plaasvervangers. Hy is die opperplaasvervanger. Die woord beskryf hom as die opperherder. Hy het in ons plek, hy het ons plek ingeneem. Jy sien, ek en jy het die kruisdood verdien. En dan daarna het ons verdien om hel toe te gaan. Want ons is nie die perfekte offer nie. Sing vir ons 'n nuwe liedjie. Kom by my op terwyl ek voorberei het hierdie week en gister vir die boodskap het sê, liewe Jesus, vlekkelose lam, hy is die leeu uit Judas stam, maak my hart die tempel Heer, en verlaat my nimmer meer. Die belofte is dat hy is, soos wat Martin gister terug gelees het, en jy sal hom Jesus noem. En die woord sê, hy in dieselfde Jesaja sê hy, Immanuel, God met ons. But he was wounded for our transgressions. And I said it, by his stripes we are healed. In 2 Korintiërs 5 vers 21 sê dit, hy het hom, wat geen sonde geken het nie, vir ons sonde gemaak. Die Engels in die Amplified sê, he made Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf. Jy sien, aan die kruis het God ons sonde op Christus gelê.
Hy het die straf gedra wat ons moes dra. Dit beteken, hy het ons plek ingeneem onder God se oordeel. Wat beteken dit? So nommer 1 is, hy was 'n plaasvervanger. Hy was die plaasvervanger. Hy het ons plek ingeneem. Hy het in ons plek gesterf. He was the substitution. As jy teologie bietjie leer en goeie, dan is dit the doctrine of substitution. Dan is die tweede punt is, dat God, en deur dit wat hy gedoen het, is God se toorn en sy wrath, his wrath, sy toorn is satisfied. He satisfied the wrath of God on the cross. Die toorn wat vir my en jou bedoel was. Wat het gebeur daardeur? Te sien, wat is die implikasie van dit? Dit is dat daar is versoening tussen ons en God. Dit het dit moontlik gemaak. Dit was al manier. Jy sien, dit was nie 'n plan wat die Here na die tyd gemaak het toe Adam en Eva die appel, nee. Dit was nog altyd sy plan. Die woord sê, hy het sy seun sien hang aan die kruis voor die grondlegging van die aarde. Hy sê hulle wie se name in die boek van die lewe geskryf is voor die grondlegging van die aarde. Dit was nog altyd sy reddingsplan. Want dit is wat hom behaag. En dit is wat van hom toe heerlikheid bring. Dit is wat die Vader verheerlik vanoggend. Hy het vir ons versoening gebring. Die Engelse woord vir dit is propitiation. Versoening. Weet julle wat so groot kloof was daar tussen ons en God gewees? 'n onversoenbare kloof wat geen mense effort ooit kon oorbrug nie. Want die woord sê, julle almal het gesondig en dit ontbreek julle van die heerlikheid van God. Elke een. Hy sê daar is nie een regverdig nie, nee, nie een nie. Daar's nie een wat goed doen nie, nee, nie een nie. Tog loop daar mense in die kerke rond. Ek sien dit baie pastore, ouderlinge, manne wat op die kerkrade sit, rondloop hulle rond en hulle is gesoet en getaai en as hulle bid, dan is dit heilige God en elke ding en hulle dink hulle is beter as ander. Hulle dink hulle is beter. Kom ek vir jou sê, daai fariseer gees, mag die Here ons help, want as ons hierdie evangelie verstaan, sal daar nie plek wees in jou lewe vir sulke nonsens nie. We are all sinners here. But we are still saved by His grace. Want nogtans, daar is die mooiste woord wat jy ooit kan onthou, ten spyte van jou sonde, ten spyte van wie jy is, ten spyte van daai groot kloof wat sonde tussen ons en God gebring het, ter spyte dat die allerheiligste toe was, net die hoëpriester kon 1 keer 'n jaar ingaan, nie sonder bloed nie, want al was hy so perfek as wat hy kon gewees het, was hy nog steeds 'n sondaar, tot die hoëpriester. Niemand kon ingaan by die allerheiligste nie. 1 keer 'n jaar moes hulle offer. 1 keer 'n jaar het hy ingegaan en hy die bloed besprinkel en op die versoensdeksel vir die sondes van die volk. Die gekende die sondes wat hulle geweet het en vir die sondes wat hulle nie geweet het hulle gedoen nie. Jy geweet ons doen elke dag sondes wat ons nie weet ons doen nie. Dis hoe sleg ons is. Is soos jou kind wat jou irriteer, hy weet nie hy irriteer jou nie. Hy dink hy's oulik. Mintan wil jy hom skop. Maar moenie, is verkeerd. Jy fantasize oor 'n bietjie chloroform. Ek weet ek doen, nie julle nie. Julle is verskriklike goeie beter ouers as ek, maar ek doen sulke goed. En niemand kon ingaan nie. Die teenwoordigheid van die Here,
vir die meeste mense was toe. Jy sê maar daar was 'n paar mense in die Ou Testament wie die Here uitgesonder het. Wie die Gees van Christus, die woord van die Here sê, hy sê dit wat hulle geskryf het. Onthou die Heilige Gees het nie net gekom in die Nuwe Testament nie. Hy sê en al hierdie dinge in die woord het hulle die ou manne van geloof geskryf. Hy sê deur die Gees van Christus wat in hulle was. Daar's 'n paar wat verstaan het dat dit is net deur genade, want ou Dawid roep uit, hy sê laat ek maar eerder val in die hande van 'n genadige van 'n groot heilige God, want hy's 'n genadige God. Van die ewige God, hy's 'n genadige God. Hy het dit verstaan en nou Dawid en sy manskappe vat die vrymoedigheid en hulle gaan in en hulle vat die toonbrode. Ek weet nie of jy dit weet nie of jy dit ken of nie, maar as dit tyd vir jou om te gaan leer en hulle eet met vrymoedigheid daai toonbrode toe hulle honger was, want die weg was nog altyd deur geloof, deur genade in God alleen. Dit was nog altyd God se wy. Dit het nie verander nie. Hy het dit net moontlik gemaak nou. Vir die heiden en die Jood, daar is geen onderskeid vir God nie. Nou het hy die weg oopgemaak vir elkeen van ons om in te gaan by die allerheiligste en deur die bloed van Christus, want toe Jesus op die kruis sterf, toe is daar groot aardbewing. En dit het donker geword. Die son was verberg. Daar het alles skit en alles keer en daai groot dik gordyn wat die heiligdom en die allerheiligste geskei het. En op daai oomblik en hoeveel osse kon dit 4 spanne osse aan die kant en 4 spanne osse aan daai kant kon daai gordyn nie uitmekaar uittrek nie. So dik was daai gordyn en hy skeer van bo tot onder toe. En die weg gesoop vir ons om in te gaan. En nou, in Hebreërs roep hy uit, hy sê nou, het ons nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee het nie. Hy sê, maar een wat in alle opsigte versoek was, net soos ons. Hy sê, maar sonder sonde. Hy sê nou kan ons ingaan met vrymoedigheid na die troon van genade toe, om genade en barmhartigheid te vind, om op die regte tyd gehelp te word. Halleluja, kan julle die Here 'n lofoffer gee vir dit, my broer en my suster? Jy sien die vyand kom en hy kla jou aan. En hy sê vir jou, jy kan nie. Maar Jesus het gesê, ek kan. Ou Alistair Begg preek die boodskap, een van die beste, ek sal sê, die beste beskrywing van redding wat jy ooit kan kry. Dion het al daaroor gepraat en ons almal het dit al gesien en hy beskryf dit van die dief op die kruis. Die 2 diewe en Jesus. Jy sien, daai dief op die kruis, Jesus het sy oë oopgemaak. God die Heilige Gees, want terwyl sy vriend hom vloek, sê hy vir sy vriend, ons verdien om nie te hang. Hierdie man is onskuldig. En hy sê, dink aan my, as jy vandag in die paradys is. Dink aan my. En Jesus sê, ja, vandag, waarlik, sal jy saam my in die paradys wees. Hy het besef, hy kan homself nie in die paradys kry nie. Hierdie man is al een. Jy sien, jy het 'n openbaring nodig van wie Jesus is. En dit is wonderlik. En hy gee die beskrywing en hy kom daarin en hulle vra vir hom en die engel en hy staan by die poort hierdie dief. Hy sê, hoe het jy ingekom? Hoe het jy dit gemaak? En hy sê, ek weet nie. En die engel vra vir hom, ek wil jou net iets vra, verstaan jy die doktrine van regverdigmaking deur geloof? Hy sê, nee, ek het nog nooit daarvan gehoor in my lewe nie. Hy sê, okay, en verstaan jy dat die doktrine van die woord van God en die autoriteit van die woord, hy vra hom al hier, hy sê nee, hy sê nou, okay, nou op watse basis is jy hier binne? Hoe is jy in die hemel? En die dief sê uit, hy sê, wel, die man op die middelkruis het gesê, ek kan kom. Jy sien, toe Jesus aan die kruis hang,
toe vat hy die volle straf en oordeel van God en sy toorn op hom wat oor my en jou moes kom. Wat ons verdien het. Hy sê want hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing. Sien, die eerste deel is alles Jesus, sodat ons verniet dit kan kry. As jy nog steeds onder die illusie is, dat jy God se guns kan verdien, en God se redding kan verdien, wil ek vir jou sê, maak jou oë oop, jy kan nie net so min soos hy dief op die kruis dit kon verdien, net so min kan ek en jy. En dit is die boodskap wat ons moet gaan verkondig daar buitekant, dat Jesus red. Hy het gesê, ek het nie gekom vir die regverdige nie, maar vir sondaars tot bekering. Sien, ons is nommer 3. So nommer 2 is, God se toorn is vervul. Is satisfied. Deur die kruisdood van Jesus vir sy kinders. En dan is dit, ons is losgekoop. Nommer 3, ons is losgekoop. Wat beteken dit? Ek wil hê julle moet verstaan dat hierdie is waarhede. Ons is losgekoop. Jy moet lewe in die werklikheid dat jy 'n kind van God is. As jy 'n kind van God is, hoef jy nie te wonder, is jy 'n kind van God nie. Jy is 'n kind van God. Want jou begeerte is om hom lief te hê en om sy gebooie te bou. Sien Markus 10 vers 45 sê, om sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Wie weet wat is 'n losprys? Dit is soos byl. Of ek is skuldig. Ek staan in die hof. Ek skuld SARS, miskien sê ek sien byvoorbeeld ek skuld SARS 10 miljoen rand. Hulle sê, wel, die straf vir dit is 10 jaar tronkstraf. Jy kan dit nie betaal nie. Jy moet op een of ander manier betaal. Because God's righteous judgment requires a sentence. Jy moet gestraf word. Ek en jy moet eintlik gestraf word. It requires that. Die wette van die land en die landswette en die hof, daar moet 'n straf wees vir die persoon wat oortree het. Is dit nie so nie, vir die oortreder? Dis dieselfde, nou staan ek daar en ek weet nie manier en hier kom iemand in. Hier's my advokaat staan daar. Ek skuld die advokaat geld, want ek moet hom betaal. Staan in die Hooggeregshof. En daai advokaat sê, vir die regter, edelagbare, moenie die man se vonnis gee nie. Die regter is reg om my te vonnis. Hy's heilig en reg om my te vonnis. Dit is God, hy mag my vonnis. Daar's niks verkeerd met dit nie. Dit is 100% wat ek verdien. Maar die advokaat staan in my plek. En hy sê, ek sal die 10 miljoen rand betaal, moet hom nie in die tronk sit nie. Hy's vry. Dis 'n losprys. Jy's losgekoop. En 1 Petrus sê dit, hy sê, want omdat ons nie deur verganklike dinge gekoop is, soos silwer of goud nie. Hy sê, maar deur die onverganklike bloed van Jesus Christus. Hy sê, jy behoort jy nie meer aan jouself nie. Ons is nou sy eiendom. Kom ek jou sê, ek dink vir daardie advokaat, sal jy vir altyd lief wees, as hy dit doen. En tog het Jesus soveel groter gedoen vir ons. Ewige vonnis van hel.
Ons is so skuldig, soos wat skuldig kan wees. Ons staan voor God, as dit nie was vir die bloed van Jesus Christus wat die prys betaal het nie, was ek en jy, wat is dit nie vir die seun van God was wat gesterf het op daai kruis nie, en sonde geword het vir my en jou nie. Was daar geen manier wat ek en jy kon toegang kry. Nou, jy het nie net toegang nou tot die allerheiligste toe nie. Dit verseker jou toegang tot die ewige heerlikheid saam met. Onthou, Jesus het nie 'n halwe prys aan die kruis betaal nie. Ek sê altyd, onthou, Jesus het nie kom sterf in case iemand in hom sal glo nie. Daar's baie wat glo, Jesus het wat miskien nie, hy het nie regtig geweet wie in hom gaan glo en wie in hom. Nee, glo my, hy het geweet. Hy het gesterf vir hulle wat in hom sou glo. Wie dit is, weet ons nie. Maar hy weet. Dit bring versoening. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur die bloed. So dit is versoening en dit is verlossing. Verlossing van wat? Verlossing van die heerskappy van sonde. Ons het daaroor gepraat, Martin daaroor gepreek in Romeine, wat hy sê, en die sonde sal nie oor julle liggame mee heers nie, want julle is nie meer onder die wet nie, maar julle is nou onder die genade. So die genade van God en die werk van die kruis en die versoening en verlossing wat daar plaasgevind het, gee jou oorwinning oor die wêreld en oor sonde. Snaaks dat ons nie halleluja daarop nie. Miskien is dit omdat ons nog wil vashou aan die wêreld. Sien in Efesiërs, dit sê ook in Amplified, in him we have. In him we have. Ek moet dit repeat, laat ons dit in ons kop insit. In hom het ons. In him we have redemption through his blood. Dit is 'n definitiewe sekerheid. Ek is moeg vir mense wat twyfel saai oor die werk wat Jesus aan daai kruis gedoen het. Ek is moeg vir predikers wat mense onder 'n veroordeling sit, wat hulle laat dink dat hulle kan dit verdien. You can never. But do not be fooled that by your fruits you will be known. Christus het die prys betaal om ons vry te maak. It's been done. Nommer 4, die kruis bring werklike redding. Definitiewe versoening. Engels is dit definite atonement. Dink ons regtig dat God red iemand half? By Korintiërs sê hy, wie die seun vrygekoop, die woord sê dit ook, hy sê nou na 2 keer, hy sê, kyk, hulle wat in Christus is in 2 Korintiërs 5 is 'n nuwe skepping. Kyk, hulle is. Die ou dinge is verby, kyk, alles het nuut geword. In Johannes 10 vers 11 sê dit, die goeie herder lê sy lewe af, praat Jesus vir die skape, vir sy skape sê hy eintlik. The good shepherd lays down his life for his sheep. Kom ek jou sê, die Here het nie 'n halwe werk gedoen aan die kruis nie. Dit was 'n voltooide werk. Want Jesus het gehang en hy het uitgeroep, dit is volbring. Dit is volbring. Die wet in al sy totaliteit en alles, all the righteous requirements of the law has been fulfilled. Ek was die vlekkelose lam. Ek was die vlam sonder vlek of rimpel. Ek was die perfekte lewe gelei vir hierdie mense. Jesus, ek is so lief vir die skrif waar Jesus die gelykenis gee van die landeienaar en die tuinier. En die tuinier, dat hy werk aan 'n sekere boom en die boom gee nie vrug nie. En die landeienaar kom aan en hy sê, kap hy boom uit. Vir wat gebruik hy nog die grond op? Vir wat hou jy hom nie? Kap hom uit.
Dis nou al hoeveel keer wat ek kom en ek soek vrug aan hierdie boom en ek kry nooit 'n vrug nie. En ons hou aan hom water gee, ons hou aan hom kos gee en hy wil nie. En die tuinier wat 'n tipe is van Christus sê vir die landeienaar, hy sê moet hom nie nou kap nie. Kom ons sê hom nog 'n jaar. Jy sien, dit is wat ons herder doen. Dit is wat ons advokaat in die hemel doen. Hy staan in die gaping. En hy sê, laat ek hom nog hierdie jaar bietjie bemes. Laat ek hom nog bietjie omspit. Laat ek hom nog bietjie snoei. Miskien volgende jaar. Maar weet jy wat? Die tuinier sou dit nie gedoen het as hy nie geweet het dat hierdie boom gaan vrug dra nie. Want Jesus is nie onnosel nie. Die woord sê in Johannes 15 sê dit vir ons. Hy sê ek is die wynstok, sê Jesus. Ek is die ware wynstok, sê hy. Julle is die lote. Wie ook al in my is, sal vele vrug dra. En wie vrug dra, hy sê hom maak ons skoon, maak my Vader die hemel skoon, snoei hom nog meer, sodat hy nog meer vrug moet dra. En dan sê hy, sonder my kan julle niks doen nie. Sonder sy genade. So ons is met God versoen. Nommer 5, Romeine 5 vers 10 sê, toe ons nog vyande was. Dit is presies wat Jesaja sê, wat ons nou net gelees het. Toe ons nog vyande was, met God versoen is, deur die dood van sy seun. Besef jy wat dit sê? Terwyl jy nog 'n sondaar in die wêreld was, oorgegee was aan die wêreld, terwyl ek nog daar in die klubs rondgelê het, terwyl ek nog met gehoreer het, sypet, toe was ek al met God versoen. Toe het hy sy lewe neergelê vir daai slegdien. I just didn't know it yet. Het het my bietjie lank gevat voor ek wakker skrik. Ek is van daai stadige mense. Dit vat my lank om te leer. Ek leer nie. Van terg my vrou vandag en dan is sy kwaad vir my en dan sê ek sorry, môre dan doen ek dit weer. Dan doen ek weer dieselfde ding en dan ek leer nie tot op van my so 'n jaar of 2 dan begin ek van okay, hierdie grappie werk nie. Ek tog sy dog is van nie, maar eintlik is dit nie van nie. We were reconciled to God through his death, through the death of his son, while we were still sinners. Kolossense 1 vers 21 sê tot 22 sê hy nou versoen. Hy het ons nou versoen deur die dood van sy seun. Yet Christ has now reconciled you through the death of his son. Hy sien en dan nommer 6 bring die kruis vir ons oorwinning. Oorwinning oor die wêreld, oorwinning oor die vyand. Kom ek jou sê, dit baat jou niks om heeldag rond te loop en die duiwel te bestraf nie. Werk nie, broer. Suster, dit werk. Hoor wat ek jou sê, dit werk nie. Daar's 'n manier om die vyand te beklei. Marian sê dit, ons moet die woord, ons weet wat dit sê, trek die volle wapenrusting aan. Wat is die wapenrusting? Dis niks anders as leringe, as die woord van God wat jy moet ken nie. Jy moet geregtigheid ken, jy moet waarheid ken, jy moet geloof ken, jy moet daai dinge ken. Hy sê sodat ons wat? Staande kan bly teen die magte, teen die aanvalle van die vyand, né? In die bose dag. En dan sê hy weer, hy sê weerstaan die duiwel. Onderwerp jou aan God en weerstaan die duiwel. En wat doen hy? Dan sal hy van jou af wegvlug. Dit is die oorwinning wat hy vir ons behaal het. Ons het oorwinning oor sonde deur sy genade. Hy het die mag van sonde kom verbreek. Nie dat ons nie nog steeds sondig nie, maar ons is nie meer onder die heerskappy van sonde nie. Want daar's 'n ou liedjie wat sê, the things I used to do, I do them no more. The things I used to do, I do them no more. It was a glad day when I was born again. Hallelujah.
deur die krag van sy Heilige Gees binne in ons. Sien die oomblik toe jy wedergebore raak, toe God jou red, jou siel red. Toe jy jou nuwe hart gee, op daai oomblik toe kom woon die Heilige Gees binne in jou. Dis hoekom nou sien ons, soos dit sê in Galasiërs, die Gees staan teenoor die vlees. En jy kan nie meer net doen wat jy wil nie. Die dinge wat jy gedoen het, en jy het vrede gehad toe jy dit gedoen het. Nee, ek kan onthou toe ek in die wêreld was, my maat, ek het nie een oomblik skuldig gevoel oor die dinge wat ek doen nie. Ek het nie daai tyd gevoel is verkeerd nie. Ek het gesê, ek geniet my lewe. Jy sien, ek het geen planne gehad, toe ek 'n jong man was, om eendag 'n prediker te word nie. Daar is my pa, ek het gesê, ek wil nooit 'n pastoor word nie. Het ek dit vir hom gesê. Ek stel nie belang in hierdie, so te gaan sukkel met mense se stories en Dit was my plan. My plan was, ek sal gitaar speel, ek sal sing, maar ek wil nie in leierskap staan in 'n kerk nie. Dit was nie my begeerte nie. Dit is nie wat ek wou doen nie. Ek wou nie preek nie. Maar God se plan was anders as my plan. Hindsight is 2020, kom ek sê, as ek terugkyk, dank ek die Vader en dank ek die Here dat my plan nie uitgewerk het nie. Ek dank die Here dat hy soewerein is oor my lewe. Ek dank die Here dat hy die keuses maak vir my lewe. Ek dank die Here dat ek kan my plan aan hom oorgee en hy voer hulle uit. Dank die Here dat hy my gered het en ek dank die Here dat die dae toe ek nou nog 'n sondaar was en hom verwerp het, in daai tyd het hy al 'n plan gehad vir my en ek dank die Here dat ek het eendag opgestaan en nog my planne gehad. En die volgende oomblik, toe sê die Here, dis klaar. En toe, iewers, net in 'n oomblik se tyd. Ek sê vir jou, jy weet wanneer jy gered word. Jy weet. Jy weet wanneer jy wedergebore is, want jy weet nie om dit te beskryf nie. Al wat ek weet, dit is iets wat gebeur het daai dag, soos daai liedjie wat ons sing, he touched me and oh, he touched me. Something happened. And now I know, he touched me. En hy het vir my oorwinning gegee, deur sy Gees, binne in my. En die dinge wat ek gedoen het, het nie meer vir my dieselfde gevoel nie. Ek het nog 1 of 2 keer na dit geprobeer om na 'n klap toe te gaan. Deur my eie stupid moedwilligheid. En dit het nie gewerk nie. 1 of 2 keer wat ek saam met die ou vriende was by 'n braai, by waar ook al ons was, ek sê vir julle, was die ongemaklikste, because I cannot do it anymore, because I've got a new nature. Ek is 'n nuwe skepping. Jy sien, ek het dit toe nie mooi verstaan nie. En net so, het niemand dit, jou vriende verstaan dit nie, jou familie verstaan dit nie, en hoor wat ek jou sê, hulle hoef nie dit te verstaan nie. As hulle dit moet verstaan, sal hulle ook eendag dit verstaan, wanneer jy hulle siel red. Maar as jy nie hulle siel red nie, sal hulle nooit verstaan nie. Maak vrede daarmee. En dan jou laaste, nommer 7, my laaste punt. Alles was tot eer, is tot eer van God. Die Seun het gesê, alles wat ek doen, is tot eer van my Vader. Die dood op die kruis, sy lewe op aarde, die dood op die kruis, en Dion gaan môre praat oor die opstanding. Hierdie 3 is 3 wat jy nie die een van die ander ene van, jy weet, daar's baie mense wat glo aan Jesus, hulle glo hy het werklik gelewe, maar hulle glo nie hy het opgestaan nie. Hulle sê mos, daar's allerhande goeie teorieë wat sê, dat mense wat met hulle sy liggaam gevat en hierdie en daardie, maar jy sien, die Bybel is die mees historiese, akkurate boek wat daar is. En hoeveel honderde mense het Jesus nie as ooggetuies gesien, nadat hy opgestaan is, en tot van die ander grafte, toe hy Jesus uit die graf uit opgestaan het, van die ander dooie mense, het ook opgestaan uit die grafte uit. It's an historical fact.
Jy kan in Jesus glo, maar jy moet in die hele Jesus, die ware Jesus glo, my broer en suster. Die Jesus wat hierdie woord beskryf. Hy is God. Hy en die Vader is een. Maar dit is nog 3 persone. Ons kan nie ons we can't wrap our heads around it properly. Mense kom met allerlei beskrywinge, maar ek weet dis wat die woord sê, en ek glo wat die woord sê. Dis die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en Jesus bid tot sy Vader. En toe voor hy weg gaan sê, ek sal vir julle ander helper stuur. 'n Trooster, sê hy. So vanoggend wil ek jou vra, glo jy werklik in Christus alleen vir jou redding? Is daar nog iets binne in jou wat miskien dink, jy sê maar, ek weet nie so mooi nie, moet ek nie eers hierdie en hierdie doen nie. Kom ek jou sê, as dit jou gedagtes, kry dit uit jou uit, daar's niks wat jy kan doen nie. Alles wat gedoen moes word, is reeds gedoen, aan die kruis. Glo jy werklik in Christus alleen vir jou redding? Het jy al jouself van sonde bekeer? En dan vra ek vir jou, leef jy tot eer van God? Galasiërs 6 vers 14 sê, maar wat my betref, sê Paulus, mag ek nooit roem nie, behalwe aan die kruis. Engels sê, but far be it from me to boast, except in the cross of our Lord, Jesus Christ. My broer en my suster, sien dit is nie net, dat ons dink aan, soos wat het gister terug gesê het, die pyn, fisiese pyn wat Jesus deurgegaan het nie, die doringkroon wat hulle gemaak het, soos ons dink 'n ronde kroon is, soos 'n helmet. En hulle het ingeslaan met stokke, sy kop aan. Daai is erg. Die bespotting wat hy deurgegaan het, dat sy skepping, dat die skepper geslaan en gespoeg en gespot word deur sy skepping. Dis erg. Toe hom geforseer het om sy eie kruis te dra. Toe hulle hom geslaan het met die sweep en gegeesel het. Daai goed is verskriklik. Dis ongelooflike pyn wat hy deurgegaan het. Maar kom ek jou sê, dit is baie groter as dit. Hy het ons met God versoen. En daar was net een wat dit kon doen. En die laaste ding wat ek gaan sê is, dit is in Openbaring, praat Johannes, en dit beskryf die mag wat aan Jesus gegee, die autoriteit wat aan Jesus gegee was. Hy sê, die Vader sit op die troon, en hy het 'n boekrol in sy hand met 7 seels verseël. Hy sê, niemand is in die hemel, op die aarde, of onder die aarde gevind, wat waardig was om die boekrol te neem en sy seels oop te maak. Ek wil hê ons moet staan terwyl ek hierdie sê. Op aandag staan vir ons meester. Hy sê niemand is gevind in die hemel, op die aarde, of onder die aarde, wat waardig was om die boekrol te neem en sy seels. Ek vir jou sê, God die Vader sit met die boekrol en hy sê niemand is gevind wat waardig is nie. En Johannes sê, en hy het so gekyk en hy sien daar staan 'n lam asof hy geslag is. En hy sien die gekruisigde Christus daar staan. Die gat in sy hande, die gegeeselde rug, die bloed wat gevloei het, 'n lam asof hy geslag is. Het julle al gesien hoe lyk 'n dier as hy geslag is? Het julle al gesien hoe lyk 'n lam as jy sy vel moet afhaal? En is 'n karkas, al die bloed uitgetap.
Maar hy sê, en die lam, dit is Jesus Christus. Hy sê, en hy het nader geloop, en hy het die boekrol uit die hand van die Vader uitgeneem. Hy sê, en toe val die 24 ouderlinge neer. Hy sê, en die engele om die troon, en almal val op hulle aangesigte neer, en al die skare in die hemel, sê, o, hy is waardig om die boek te neem, en sy seels oop te maak. Want hy het ons met die bloed gekoop, uit elke stam, en elke nasie, en elke volk, en elke taal. Prys die Here, dit is die Jesus wie ek en jy dien, en dit is dieselfde Jesus wat my en jou red, en ek wil hê ons moet verstaan hierdie naweek, hoe ernstig die evangelie van Jesus Christus is. Ek en jy het nie die luxury om met hierdie genade te speel nie, maar ons moet soos die 24ste ouderlinge voor hom neerval, en ons krone voor hom werp. En soos die engele om die troon draai en sing, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, heilig, heilig, sonder ophou, want die heerlikheid van God ken geen einde nie, maak nie saak hoeveel keer hulle dit sing nie, al sing ons heilig, al loof en prys ons hom, tot in aller ewigheid mee, sal dit nooit genoeg wees nie. So waardig is hy, en daai waardige God, het sy seun gestuur, vir 'n sondaar, wat hom verloon, en hom verloon het soos ek en jy. En dit is die punt. Jy kan dit nie verdien nie. Maar jy moet dit glo. En wanneer jy die implikasie van dit verstaan, dan sal die applikasie van self kom. Hou op roem. Hou op, laat ons ophou in ons grootheid van self wandel en loop, en dink ek gaan die doen, en ek gaan daai doen. Praat gister met Jean sê, sien jy môre? Ek sê, wel, ek weet nie Jean of kom Jean môre gaan sien nie. As die wil van die Here daarby is, gaan ek kom sien. Maar as die wil van die Here nie daarby is, is ek vandag dood of oom is dood. Maar een ding weet ek. Die lewe is Christus en die dood is 'n wins. Een ding weet ek, to be absent from the body is to be present with the Lord. En ek loop nie in arrogansie as ek dit sê nie, dis alleenlik deur sy woord, deur sy krag, deur die werk wat hy aan daai kruis gedoen het. En hoe kan ek dan nou anders as my lewe neerlê op daai altaar? Hoe kan ek anders? Hoe kan ek anders as hom dien met alles wat in my is? Hoe kan ek anders as om vir hierdie woord wat vlees geword het, lief te wees? Hoe kan ek anders? Hoe? Sê vir my. Ek kan nie anders nie. Want as jy vir hom lief het, broer en suster, as jy vir hom lief het, dan sê jy's lief vir alles van hom, tot die pak slaaf wat hy ook gee. Nee? 'n liefdevolle Vader is hy. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, wat 'n groot voorreg is dit nie vir ons vandag om die boodskap te hoor nie. Al het ons die boodskap al 1 miljoen keer gehoor. Is daar net een boodskap wat ons moet preek, en dis die evangelie. Soos Paulus tereg gesê het, ek skaam myself nie vir die evangelie van Jesus Christus nie. Want dit is 'n krag tot redding. Vir die wat glo. Here, vanoggend is my gebed en my hart, en ek glo elkeen van ons wat hier staan, Here, dat U deur die Gees vir ons oë sal oopmaak, tot die wonders van die werk aan die kruis. Die bonatuurlike, onbeskrywende werk, waar daar woorde tekort skiet om te beskryf wat U gedoen het. Here, waar ons intellek te klein is nou om te verstaan wat het U alles behaal.
Maar tog is die Gees binne in ons besig om ons aan te wakker tot hierdie realiteit en besig om ons te leer en om ons hoop te maak en om ons harte en ons gedagtes in lyn te kry met U wil en die woord en die Gees. Tog is U besig, Here. Tog kan ons die punt van die ysberg sien. Here, ek bid vir elke broer en suster hier. Here, vanoggend weet ek nie wat in ons lewens aangaan nie. Ek weet nie wat in enige persoon se lewe aangaan nie. Ek weet nie wat is die omstandighede hier nie, Here. Maar Here, omstandighede maak nie saak in U oë nie. Wat saak maak vandag is glo ons in U. Glo ons in die Seun van God. Het ons reddende genade, het ons reddende geloof in die Seun van God. Dit is wat saak maak vanoggend, Here. Here, vanoggend is daar baie dinge wat ons voor kan bid. Ek glo hier's mense met omstandighede wat U vertrou vir deurbrake. Ek weet al daai dinge, Here, en ek weet die woord sê waar 2 of 3 saamstem oor 'n saak, so sal dit hulle ten dele val van hulle Vader wat in die hemel is. Here, ek weet van daardie van die waarhede dat U vir ons sal voorsien en dat U sal 'n weg maak en U sal deure oopmaak. Here, die grootste deur het U reeds oopgemaak en dit is die weg na U toe. Here, al maak U nie vir ons een ander deur oop nie. Is dit genoeg vir ons? Here, ek bid dat ons harte en ons begeertes reg sal kom. Laat ons oë gefestig sal hou. Soos wat die woord sê, soos die wonderlike woord sê, op Jesus Christus, die leidsman en die volleinder van ons geloof. Here, U is ons leidsman en U is die einde van ons, die volleinder van ons geloof ook. Want sonder U, die ware wynstok, kan ons niks doen nie. Here, ek bid, maak ons so oop. Lei ons. Bid werk in hierdie gemeente, Here, en nie net in ons gemeente nie, in elke liewe gemeente wat lief is vir die Here. Elke ware gemeente, elke ware prediker, elke ware man wat U geroep het, Here. Ek bid, Here, gee die openbaring van die kruis, soos nog nooit van tevore. Here, dat ons sal loop en wandel in die vryheid wat daar is in U. Want ons was op 'n tyd slawe van sonde. Ons was op 'n tyd, Here, vasgeketting in duisternis, Here. En niks kon daai kettinge breek nie. Maar op 'n dag het daar iemand vir ons gesterf, die Seun van God. En hy het ons losgekoop en ons uit die tronk uitgehaal. Hy het die kettinge verbreek. Hy het die tronk se deure oopgemaak. En die woord sê, Vader, hy het gevangene geneem. Ons was gevangenes van die sonde, gevangenes van die duisternis. Maar hy het ons kom loskoop. En hy hoef nie dit te gedoen het nie. Maar omdat dit die eer aan die Here bring, omdat dit U behaag het, het hy dit gedoen. Omdat hy dit wou doen. Omdat dit U wil was. En vanoggend, Here, kan ons net staan in dankbaarheid. Ek bid net vir elke persoon. Dit is my gebed vir elke persoon, Here. Laat die evangelie realiteit raak in hulle lewe. In Jesus naam. Amen en amen.